welkom by Melk en jou Tee se program. En ons het laasweek so lekker gekuier saam met Abel Ludolf en Janine de Tooy van Target Life. En ek het gedink ons moet nog bietjie meer gesels, maar ons gaan bietjie meer in diepte gesels oor die probleme van ons tyd. Want ek dink ons as ouers, en ek praat as 'n ouer van 'n tieners of van 2 tieners, is nie altyd bewus van wat regtig in die samelewing aangaan nie. En ons het so 'n bietjie afstel gesels, ek en julle tweeetjies, van die goed en die uitdagings wat julle deesdae mee te doen het. Maar kom ons gaan eers sommer na egskeiding. En ek praat nou nie van ouers wat egskei nie, of wat skei nie. Ek praat van die jong millennials wat net vir 'n kort rukkie getroud bly en dan skielik is hulle besluit hulle nou dis nou genoeg. Jy het gepraat van 70% wat binne die eerste 2 jaar skei. Ja, eerste 5 jaar. Eerste 5 jaar. Ja, so ja, dit raak nogal ernstig. Ek dink in vandag se tyd het waarheid eintlik relatief geword en ek dink die mooiheid van huwelik of so as mens weet vandag sit ons sit net te veel vas, dan besluit ons ek gaan vir my iemand anders kry. Daar's nie meer regtig daai commitment of daai covenant wat mense eintlik in die verlede nog gesien het of ek weet ook nie. Ja. Jy sien daar's Ek weet nie om te sê nie. Ja, maar daar's 'n hele siklus wat nou plaasgevind het met die kinders het baie selfgesentreerd groot geword. Die ouers kloek om hulle en hulle dink na in die wêreld gaan oor hulle self. En tipe van 'n entitlement is ja, die regte absoluut, woord. ja, nee, absoluut en ons weet tog dat 'n huwelik is 'n gee-affære. Dit is jy gaan ontvang ook, maar jou ingesteldheid moet wees ek is vervuld, ek het iets om te gee. Nou kom mense uit gebrokenheid uit, hulle dink hulle gaan 2 stukkende goed bymekaar sit en dit gaan werk, ons weet dit werk nie. En die ander ding is hulle sê wat kan ek kry en hulle sê nie wat kan ek gee nie. En die hele konsep is op Hollywood se jy weet as daar 'n bietjie chemie is dan gaan ons vir die ding en as daar nie meer chemie is nie dan is daar nou niks meer om te werk nie en so dit is vir ons lekker om vir die studente weer terug te lei na God se oorspronklike bloudruk want God het die huwelik uitgedink of dit is sy ontwerp en as jy wil hê 'n ding moet reg werk dan moet jy net volgens sy ontwerp funksioneer en ons probeer vir hulle die logika daarvan gee en die huwelik weer oplig laat hy weer sy plek terugkry. En as hulle dan daai beskouing kry dan as hulle in 'n verhouding is, dan gaan hulle voor die tyd nie saam slaap en sulke dinge doen nie want hulle sê maar ek wil myself bewaar vir daai huwelik en daai huwelik is vir my kosbaar en hulle kry 'n hele ander prentjie daarvoor en soos ek sê ek het gesien met die jong leiers en van ons studente wat deur is dit werk regtig want jy die goeters die Here se manier doen om werk. Maar hoe sê jy vir 'n tiener of vir 'n jong student wat so blootgestel word? Ek meen as jy na 'n partytjie toe gaan, daar's drank, daar's allerlei goedjies wat daar gebeur, maar dit is die norm om saam te slaap. Die norm is dit. Dit is soos 'n dit is 'n wat noem mense dit 'n nie 'n norm nie, 'n mode. Dis 'n mode om saam te slaap met elke ouetjie of wat ook al. Maar hoe sê jy dit vir hulle? Hoe leer jy vir hulle daai waarde, daai intimiteit? Daai hoekom jy dit nie moet doen nie. Want ek meen, dis maklik ek sê vir my kind, moenie saam slaap nie. Weet, dit is net soos vir hulle opdrag, dit is net soos 'n bevel. Hulle moet verstaan hoekom hulle dit nie moet doen nie. Ja, ek dink Janine begin jy eers dan. Ja, ek dink ons het dit is 'n baie groot passie van ons ook by Target Life om jong mense eintlik weer te inspireer om dis nie vervelig of dit is nou as jy 'n Christen is of die Here se manier volg dan is jy eintlik buite die norm deesdae en ek dink om vir hulle die waarheid te gee. Studente wil nie storieetjies hoor en alsien baie van hulle weet dis nie reg nie, mens moet dit nie doen nie, maar hulle weet nie eintlik hoekom nie. So ons het in diepte 2 weke wat ons lesings gee oor wat dit regtig beteken, wat God se hart is vir dit en ek dink net die waarde van om met een persoon die res van jou lewe te kan spandeer en so ek dink inligting, ek dink soos daai ding wat jy soos wat jy weet waaroor dit gaan en jy begin waarheid oor dit te hoor en wat is actually die wat's consequence in Afrikaans? Die gevolge. Gevolge, ja. So as jy besef wat die gevolge is van dit wat jy jouself leer doen, want ons gebruik baie keer die voorbeeld as jy 'n atleet is of selfs kom ons vat as jy 'n motor leer bestuur, dan moet jy nogal konsentreer, waar is die petrol nou en hoe werk dit ook wanneer die rad oorsit en mense liggaam is so geskape dat jy jouself leer om naderhand as jy by die kar bestuur dan dink jy nie meer wat jy doen nie. En dis dieselfde met huwelik en saam met mekaar slaap en goed jy leer jouself eintlik en daar's soveel hormone wat afgeskei word en
nagevolge wat daar is. So as jy weet wat die gevolg is later in jou lewe, ekskuus, dit klink nou nie mekaar, maar dan begin jy besef hoe ernstig is dit en dan vat jy dit meer ernstig op ook. Nou ja. Jy sien weer eens liggaam, siel en gees. Ons sê vir hulle, wat is jou werklike breinchemie? Ons verduidelik dit vir hulle op 'n wetenskaplike basis dat jy kan sien hoe kry jy jouself verslaaf, byvoorbeeld die verslawing van pornografie, die absolute skade wat dit later gaan doen en hoe dit jou eintlik aftakel sodat hulle dit verstaan. Dan moet jy vir hulle praktiese raad gee, want anders gaan hulle dit nie vat nie, want as hy nie voordeel vir homself daarin sien nie, dan gee vir ons vir hulle die geestelike aspek met die geestelike gevolge. En veral as jy meer bietjie kyk na die geestesrealm en die demoniese werking en hierdie goed, ook baie kinders deesdae ook daar gaan. Dis nou die een ding. So met die gevolge dan kan ons hulle verduidelik, daai goed maak jy ook vir die geestesrealm en kyk hoe beïnvloed dit die res van jou lewe in goeters. En dan is van die leiers dit self deur van hierdie goed in hulle lewens gegaan en hulle gee nie om daaroor te getuig nie. Want daai ou dan sê, maar hier's daar 'n ou wat hierdie ding eerstehands ervaar het, so hy praat nie van hierdie podium af, jy weet, holier than thou en al daai goeters nie. En ek dink om met hulle baie eg te wees. Egtheid is die enigste plek waar ouens regtig eg is die kroeg. As hulle 'n paar rape in het, dan is hulle eerlik. Ja. Die kerk is nie altyd so eerlik nie, ons het hierdie fronte voor. Ons trek hy fronte af, ons noem 'n ding op sy naam, ons sê hom en hulle raak baie veilig as jy in hulle gesigte is. Jy weet, jy sê hom soos hy is, draai nie doekies om nie, dan begin hulle dit vat. So, en dis dan weer 'n egtheid wat daaraan gekoppel is. Ja, so ons funksioneer heeltemal anders as wat 'n ouer huis sou funksioneer. Ons kom uit 'n heeltemal 'n ander vlak uit en met 'n direkte praktiese toepassing en ondervinding en goeters, dan begin hulle dit na koop, maar dit is 'n proses. Hy verander nie net omdat jy vir hom een lesingkie gegee het nie. Ja, dis waar. Dit is 'n tyd, nê. Ja. En dit is soos wat jy nou gesê, daai muscle memory wat jy aangeleer het van verskeie dinge wat jy verkeerd doen. Jy moet daai muscle memory afleer om weer iets anders te kan doen. Ja, die ander ding is baie van hulle sit met skuldgevoelens oor goed. Ja. En ons het nie 'n samelewing wat weet om met skuld te deel nie. So by ons kry hulle absolute onvoorwaardelike aanvaarding en uit daai liefde en aanvaarding begin hulle naand groei want 'n skuldgevoel maak jy eintlik net nog swakker. En hulle kan maar met ons enigiets deel, niks skok ons meer nie. En uit daai plek uit kan jy met hulle begin werk en hulle na 'n baie beter plek te vat, Kom julle agter dat kommunikasie vir hulle 'n uitdaging is? Deesdae? Ja, geweldig van die sosiale media belemmer eintlik ons kommunikasie want ons het nie meer die kommunikasie nie. In huisgesinne word baie keer konflikte nie opgelos nie. Mense weet in werklikheid nie om konflikte op te los nie. Veral ons Afrikaners, jy weet, ons is oulik met mekaar en dan gaan skinder ons na die tyd. Die Engelse is bietjie meer in jou gesig sal die ding net vir jou sê. Ja. So ons leer hulle ook daai tipe kommunikasie en dan die ander ding is niemand deel sy hart met iemand sy nie veilig voel nie. As ons hulle kan kry om veilig te voel en hulle deel hulle harte, dan weet hulle hoe voel dit om veilig te voel om my hart te deel. Dan gaan hy nie meer sy parels voor die swyne gooi nie en hy gaan nie meer sy lewe of haar lewe oopmaak vir iemand wat nie my hart gaan waardeer nie. En hulle begin kommunikasie het 'n heeltemal 'n ander lig verstaan. En dan weet hulle eendag met my kinders eendag, ek moet my kind laat veilig voel, anders gaan hy nie met my praat. Ensovoorts. En dan kan hulle partykeer sien wat hulle ouers fout gemaak het. Maar dan sê ek vir hulle, weet jy wat, jou ouers het al beter as hulle ouers gedoen en jy gaan nog beter as jou ouers doen. Ons is in 'n pad hierso. Dit help nie, neem jy ouers kwaadlik nie. Wees bly dat jy al tot hier gekom het en so aan. So daar's baie fasette wat hierin uitkom. Ek weet nou sommer van die os op die jas of nou eintlik die onderwerp verander. Wat van ouers wat voel hulle het dalk bietjie droog gemaak? Is daar 'n geleentheid vir hulle om met julle te kom gesels? Skep julle 'n atmosfeer vir so iets? Is daar so iets? Ja, ons het juis uit nou genoem net van die konflikhantering, maar ons leer ook, ons het 'n werkswinkel oor konflik en dat dit eintlik so positief is en ons het 'n ding oor vergifnis en alles. Ons het al baie keer gesprekke gefasiliteer tussen die studente en die ouers en so en eintlik ook al baie groot vrug en sukses gesien waar verhoudings weer opgetel het en wat mens half wat hulle mekaar kan vergewe en eerlik vir die eerste keer vir mekaar kan sê hoe hulle voel en kan sê maar weet jy wat, kom ons vat dit van hier af vorentoe en stap die pad saam, ons is baie groot op dit ook, Ek het juist in hierdie week met 'n pa 'n gesprek gehad, hy's 'n bietjie nader aan my eie ouderdom en ook net vir hom gesê, jy het al klaar baie beter as jou pa gedoen en hierdie kinders van jou of hierdie kind van jou gaan ook nog weer beter doen. Jy weet, so ons gee die ouers ook 'n bietjie moed en ook 'n bietjie perspektief en dan ons leef nogal in 'n samelewing waar ouers regtig oorbeskermend is. Nou die nadeel van oorbeskerming is jou kind leer nie keuses maak nie, want jy maak die keuses vir hom.
En nou kom my skielik 'n matriek en hy kan nie keuses maak nie. En jy stuur hom in 'n wêreld in wat absoluut te mekaar is en daar's geweldige versoekings en goed op hulle pad en dan weet hulle nie om keuses te maak nie. So met die gevolg is dit help ons ook om na die ouer toe te kommunikeer, maar onthou net jou kinders is nie jou kinders, jy kan nie eienaarskap vat nie. Hulle is God se kinders, jy is die rentmeester om hulle groot te maak. Ons kan beginsels skep en dan kan daar 'n nuwe verhouding tussen die ouer en die kind ook ontstaan wat minder soos die Engelse sal sê codependent is, wat minder soos sieklik afhanklik is, maar meer interafhanklik is en daar's 'n meer volwasse verhouding en ons het al gesien dat Target Life verander die ouer huise nogal baie, want die kinders kom met nuwe kennis en hulle het 38 weke, 25 ure week, die kontinuïteit in disippelskap is absoluut ongelooflik. Jy kan nie in 'n kerk waar jy net na selgroep toe gaan op Sondag, daar sit daai tipe insette kry nie, en hierdie kinders van die insette huis toe, en dit stimuleer iets by die ouers ook, om weer 'n bietjie navorsing te doen oor 'n ding, of met ons te kom gesels, en ons het regtig al gesien dat Target Life 'n wonderlike invloed gehad het om ouerhuise op te herstel. Ja. Ek dink dit verander ook die kinders se perspektief, die student se perspektief. Hy kyk na sy ouers skielik op 'n hele ander manier om te verstaan hulle is nie heel maklik om 'n ouer te wees nie, nee. Ja. Of 'n groot mens te wees om besluite te moet neem en sure. Ja, ek dink hulle waardeer hulle ouers ook dan baie keer vir die eerste keer om te sien, joh, my ma het eintlik baie gedoen vir my pa was meer daar as wat ek altyd besef het. So dit is altyd vir die ouers ook 'n positiewe ding. Ja, dit is goed om te weet. Ja. En dan wil ek weer sê daar's baie enkel ouers, daar's baie kinders wat nie noodwendig 'n goeie verhouding met een van die twee ouers het nie. En dan kom die herstel ook dat hulle verhouding met God die Vader herstel. Ja. Want mense kan nie daai leemte volmaak nie, die Here alleen kan. En ons sien 'n geweldige graad van genesing by mense plaasvind. Ja. Ons het laas jaar al gesien, daar's kinders wat verskriklik stikkend by Target Life aangekom het. Die transformasie wat ons in 1 jaar gesien het, is amper onbeskryflik. Dis wonderlik. En jy het vroeër vir my genoem van die uitdagings wat ons in ons samelewing het, en ek dink ons lewe soms in 'n bietjie met oogklappe aan. Ons wil nie dit erken nie, maar ons is in die laaste dae. Ek glo dit met alles wat in my is, en ek dink Satan al sy kanonne uit om ons kinders te steel, en daar's 'n nuwe ding van wie is ek? Is ek wat is my identiteit? En bovenal dit, dis nie meer daai van my pa en my ma ons het groot geword in die kerk, so ek gaan nog steeds 'n kerkpersoon of 'n kind van die Here wees of wat ook al nie. Hulle het deesdae net, hulle glo deesdae in enigiets. En wat het julle al ervaar? Wat is die goed wat hulle deesdae mee uitkom? Glo hulle nog in Jesus? Glo hulle nog ek wil 'n kind van die Here wees? Of wat glo die kinders vandag? Ja, ek dink dit is soos wat jy sê, ek dink ons het nou gesê absolute waarheid het relatief geword, en meeste studente wat ons kry, selfs al het hulle in huise groot geword waar daar kerk was, het eintlik glad nie 'n verhouding met die Here nie, en ons kry baie tipe verskillende gelowe en goed, maar dis gewoonlik studente wat sit met dis eintlik, hulle weet glad nie wie hulle is nie, want jy behoort nêrens nie. Nêrens kan iemand vir jou sê, maar ek maar is jy gelukkig? Ons vra baie keer vir hulle, maar het jy daai innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan? Kan jy vanmiddag as jy gaan slaap, weet jy dat jy 'n sukses is en dat jy geliefd is en jy is lief vir ander mense? Want ek dink alles gaan ook op die ouend oor verhouding met mense en om jouself te omring met mense wat jou omgee en jy kyk uit vir hulle en hulle is daar vir jou, maar mense kan ook harde waarhede baie keer sê oor, maar waarmee is jy nou besig? Jy weet, want ek dink baie keer ook ouers sal, as ietsie sleg is, die student net verwyder uit die situasie uit, want mense wil nou beskerm, waar ons wil eerder die studente equip, om te sê, of hulle, jy weet, op te rig, sodat hulle kan weet, jy het nou 'n moeilike situasie, maar hoe gaan jy dit hanteer? Of sê nou maar, hierdie kom oor jou pad, watse planne kan jy maak om daarmee te deel, in plaas van net weg te hardloop? En dan vir hulle regtig net weer eens waarheid te leef en vir hulle dit te wys, en weet ons is tussen hulle in die kommune, is elke middag ons kuier saam, hulle sien, dat mense regtig gelukkig is, en dis nogal iets wat hulle aanraak, en vra hulle maar, hoekom is jy so gelukkig, want jy is so besig, en jy het kinders, en jy het 'n man, alles, maar, jy is net altyd gelukkig, want dan kan mens ook sê, weet jy wat ek is nie, daar's baie keer tye wat ek swaar kry, maar, dan kan 'n mens sê, jy wil nie saam met my bid nie, want hierdie is vir my moeilik, of, daar's 'n gemeenskap, en ek dink dit is ietsie wat kort, ja, so antwoord die vraag. Ja, iets wat ek nog kan bylaas is, hulle glo deesdae vreemde goed, want hulle lees vreemde goed, hulle luister vreemde goeters, hulle kom regtig met 'n new age tipe goeters daaraan en so aan. So ons fokus nogal baie op
as ek die Afrikaans apologetika of apologetics in Engels wat ons hulle regtig leer hoe om die Christelike godsdiens basies met jou intellek te verdedig. Met ander woorde, ons gee hulle 'n bietjie die logika daarvan om 'n Christen te wees. En glo my, as God logika geskep het, dan is logika definitief aan die Christen se kant, nie aan die ateïste se kant nie. En meeste ateïste is alhoewel ateïste is omdat hulle vra die vraag, waar was God toe ek seer gekry het? En meeste Christene sukkel ook met daai vraag. So dis een van die groot vraagstukke wat ons ook beantwoord. Maar dan begin ons vir hulle regtig die toerusting gee in die werklike redenasies. Hoe kan jy met mense gesels wat heeltemal van ander gelowe afkom of heeltemal 'n ander sienswyse het? Hoe kan jy met hulle regtig 'n intelligente gesprek voer? Want partykeer dink ek die Christene is soos dis amper ons bakke koek sonder versuursuiker. Dit sit hom daar neer en dink iemand gaan dit koop. Terwyl dit lyk nie glad nie lekker om 'n Christen te wees nie. En ons moet goed aan hulle lewens toevoeg wat hulle met 'n lewenskrag teenoor ander mense kan getuig met logika, dat daai mense aangetrek word tot hierdie lewenslustige klomp mense wat weet wat in die lewe aangaan. So ons praat oor conspiracies, ons praat oor die eindtye, skepping versus evolusie. Ons doen die hele spektrum van hoe kan ek waarheid onderskei en dit maak 'n hele wêreld vir hulle oop. Om te sien die anime waarna ek kyk, wat se invloed het dit op my? Dit is nogal iets wat mense in 'n fietjie wêreld laat leef en hulle kom nooit tot die realiteit nie. En dan jy weet, daggarook is nie net 'n fisiese ding nie, is amper 'n filosofie. Dis amper 'n geloofsisteem deesdae. En al hierdie goeters kan ons aanspreek, maar met goeie wetenskaplike logika en met goeie redenasies en die emosionele kant en die geestelike kant en alles in. En die fisiese kant, wat dit fisies aan jou liggaam. Maar wat ek wil bysê, dit is weer eens mense rus hulle toe met inligting en dan sien hulle self, jy's maar dit wat ek geglo het maak nie sin nie. Jy weet jy maak dit 'n logika soos wat jy sê. Ek dink nog 'n ding waarmee hulle inkom is dis ons kompromie. Ons gaan met kompromie aan wanneer dit by ons geloof kom. Weet ons aanvaar maar, want ons mag mos nou nie veroordelend wees teenoor mekaar nie. Hoe ja, politiese korrektheid en ander goeters. Maar daai hoe kan 'n mens daai kompromie, ek wil nou die Engelse woord gebruik, compromise. Hoe leer jy vir hulle om nie te compromise nie? Miskien kan ek begin. As ek begin klas gee, sê ek vir hulle, jy kan nie 'n woord glo wat ek sê nie, jy moet dit toets. Dan sê hulle maar hoe nou, dan sê ek, wel, jy kan dit toets aan die woord van God, want geen civilization, ek samelewing het langer as omtrent 500 na 1000 jaar bestaan nie, dan gaan dit tot niet, want dit is kultuurgedrewe. Die Christendom bestaan al vir 2000 jaar, want dit is gebaseer op 'n onveranderlike, naamlik die woord van God. Met ander woorde, ons moet eers vir hulle bevestig dat die Here regtig ernstig is oor alles wat hy in sy woord gesê het, dat hy dit bedoel het. En weer eens ons kom met 'n geweldige klomp wetenskaplike goed, Bybelkodes wat jy daar in, wiskundige goed wat jy die Bybel kan haal om vir hulle te wys, dis 'n bonatuurlike skrif en die Here is ernstig, hy bedoel wat hy sê. So as ons eers verstaan, daar het ons 'n vaste verwysingsraam, nou het ek 'n kompas of 'n vaste verwysingspunt, goed's nou nie meer so relatief in my lewe nie. So as hulle dit eers verstaan en dit glo en hulle begin die waarde daarvan sien, dan kan ons nou daar begin bou en vir hulle sê, maar die kompromie wat jy aangaan, hierdie woord sê vir jou, as jy die kompromie aangaan, is dit die gevolge wat jy gaan dra. Kom ons gaan wys jou in die praktyk is regtig so. Al daai mooi goed wat Satan vir Eva beloof het presies die teendeel gewys. So hy is die leenaar. So dis vir ons baie belangrik dat hulle naande erns met die woord het en dat hulle verstaan, maar die woord is dis ons riglyn. Dis nie hierdie boek wat al ons pret wegvat nie. Dis eintlik die boek wat ons veilig hou, dat ons die werklike pret wat God bedoel het in ons lewens kan hê. As daar ouers is wat regtig belangstel om hulle kinders te stuur of hulle studente te stuur. Vertel my net bietjie meer, moet hulle op kampus bly? Kan hulle af kampus bly? Hoe werk daardie Ja, ons het 2 kommunes wat op kampus is. So dit is gemengde kommunes. Meisies en seuns bly in dieselfde huis, maar die meisies bly nou natuurlik in hulle eie kamers en daar's ook leierskap wat altyd in die huise ook saam met hulle bly. Maar mens kan ook 'n dagstudent wees. So jy hoef nie, as jy in die area bly of so, kan jy van die huis af inkom en weer huis toe gaan. So die kommunes is nie verpligtend nie. En hoeveel studente kan julle invat? Ja, ons kan gemaklik 90 vat, maar as ons omtrent 100 of meer as 100, dan het ons baie leierskap wat belangstel wat ons kan aanstel om dan nou meer studente te kan akkommodeer. Ja, om die waarheid te sê, ons is besig met 'n bemarking wat besig is om baie vrug op te lewer.
het 'n goeie gevoel ons kan dalk selfs by 120 draai. Ons sal net nog 'n komune in die lewe moet roep, maar dit sal ons doen. Ja. Ek dink nou net aan iets as daar dalk iemand in die omgewing is en hulle wil hulle huis beskikbaar stel, sal julle so iets na kyk? Ja, ons wil nou eers die 3 kommunes wat ons uitvol maak, maar daarna sal ons definitief kyk, ja. En as ouers dit nie kan bekostig nie, maar hulle weet hulle kinders moet gaan. Ja, ons het ook 'n beursfonds beskikbaar. Dit word baie strategies uitgedeel. Ons sal nie sommer net vir enigiemand 'n beurs toeken nie. So daar is 'n hele proses op ons webtuiste wat jy kan invul om aansoek te doen vir 'n beurs. So dan kan mens of 'n 100% beurs of 'n 50% beurs of dalk selfs 25% aansoek doen vir 'n beurs. En ja, so as daar mense is wat ook dalk donasies wil gee vir die beursfonds, sal dit ook nogal welkom wees, ja. Ek dink 'n laaste ding, ek dink baie keer is daar persepsie van Target Life dat jy half uit moeilike omstandighede moet uitkom voordat jy dit kan doen. Maar ons het 'n klomp studente wat uit baie goeie huise uitkom en dit is net so goed vir hulle om dit te kom doen om eintlik bietjie lewenswys te raak want mense het dalk baie beskermd groot geword en jy weet nie nou moet jy gaan swat en jy buite uitkom maar jy skrik jou dood. Ja, dis hoekom ek dink Eerste sokkie. Ja, maar luister, die gaping tussen skool en die res van die lewe daar buite het geweldig groot geword. Dit is glad nie soos in ons tyd. Ja. Ja. Sure. So as ons kon dan dink ek sou dit is vir enige jong mens. Met hulle meer verpligtend maak dink ek. Ek wonder of julle nie 'n ouer Target Life met ek vir my so lekker. Nee, een van die leiers het nou vir my hy het met 'n soort van 'n plannetjie na my toe gekom en sê hoe gaan ons kyk die ouers het nie tyd nie. So nou moet jy die ding op 'n manier verpak dat hulle wel daar sal uitkom. Ons begin daaraan dink want ja, ons die ouers raak jaloers op die kinders hoor. Maar ek dink ook die ouers as word baie keer nogal geklap deur die lewe en dit is so ja. En hulle het nie altyd soos jy sê, hulle het nie daai tyd om regtig na hulle self te gaan kyk en hulle self weer op te tel en die lewe is rof, dis taai, dis nie maklik nie. En ek weet ek moet eerlikwaar sê ek dit nie doen jy dit sonder die Here nie. Ek het nie 'n cooking clue doen jy dit nie. Ja. Maar ja, ons tyd is al weer op. Baie dankie dat julle saam kom kuier het. Dit was vir my so lekker en ek is baie opgewonde en ek gaan definitief my kinders na die oop dag toe bring en hulle so half nudge kom. Ja. Maar baie dankie vir julle tyd en baie seën en dit met wat julle doen en mag dit van krag tot krag gaan dat die Here julle regtig sal seën en julle grondgebied sal vergroot. En dis my gebed vir julle. Baie dankie. Nou sy kykers, ons tyd is verby en ja, as julle meer inligting soek, die inligting is op die skerm beskikbaar. Kontak hulle gerus, stuur jou kind, maak 'n plan. Moenie jou lewer verkoop om hulle te kan Target Life toe stuur nie. Hulle het planne, maar ek sien julle weer volgende week. Wees geseënd.